Dawid was 'n man na God se hart. Ek het altyd die Here gevra, Here, wat het hom gemaak 'n man na u hart? Want ek wil 'n man na u hart wees. En ek dink volgens sy woord sluit daarbey aan. Dis 'n Psalm 15. Dis 'n Psalm wat vir my baie hard na in die hart lê. En in die week, ek het klaar 'n ander preek voorberei gehad. En hier teen die einde van die week, eintlik donderdagmiddag, besef ek maar, ek kan nie daaroor preek nie, ek moet oor Psalm 15 preek. Want ek is die hele week besig met Psalm 15, nie net Psalm 15 nie, 'n klomp psalms. Gaan deur die psalms, want ek wil 'n man na die Here se hart wees, en ek glo u wil dieselfde wees, 'n man en 'n vrou na God se hart. So ek lees vir ons Psalm 15, 'n psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Dan antwoord hy homself hier. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, wat in sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong, en sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadreed of belediging uitspreek teen sy naaste nie. En wie se oë die verworpene veragterlik is, maar hy eer die een wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker, of teen rente uitleen, en geen onkoop geskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Nie 'n mooi psalm nie. Awesome, nee. Hoe Dawid 11 dinge hier noem, vir ons, om by God te kan vertoef. Om toegang te kry tot die staatspresident, of tot 'n minister, of selfs tot iemand wat goed rugby speel, rugby kaptein, of die afrigter. Dis amper onmoontlik om daai persoon te sien in lewende lywe, of met hom kontak te hê, of 'n verhouding met hom te bou. Maar die God van die heelal het 'n oop deur beleid. Ek en jy kan enige tyd, dag of nag, kan ons na die Here toe gaan. Deur sy seun Jesus, wat gesterf het aan die kruis, het die voorhangsel geskeur, wat skeiding maak tussen die heilige en die allerheiligste, wat skeiding maak tussen die teenwoordigheid van God en die gewone mens. Maar Jesus gaan en hy sterf op die kruis, en daai gordyn skeur van bo na onder. En in 'n oomblik het ek en jy die vermoë of die toegang tot God die Vader, deur ons Here Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? Kom ons kyk, wat sê Hebreërs 4 vers 16? Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Ek wil nie oor hierdie versie preek nie, maar kom ons let net op, dat ons vrymoedigheid kan hê, om na die troon van genade te gaan. Vrymoedigheid. In ander woorde, daar is niks wat in ons pad staan, dat ons dit nie hoef te doen nie. Hoekom wil ons nou om toe gaan? Om barmhartigheid te vind, en genade te verkry, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Die regte tyd. As jy vanoggend hier sit, dit gaan rof met jou, dan is dit tyd dat jy in die teenwoordigheid van die Here inkom en hom vertrou vir 'n deurbraak. Want hy wil dit vir ons gee. Hy is ons Vader. Die Here wil betrokke wees by elkeen van ons se lewens en hy wil ons op die regte tyd help. Wat 'n voorreg is dit nie om hom te ken nie. Besef jy vanmôre, daar's mense reg oor die aarde wat Jesus nie ken of wil ken nie. Wat 'n voorreg het ek en jy om vanoggend hier te wees as die huis van die Here.
om hom te kan dien vanmôre, om te kan weet, hy het ons eerste lief gehad, hy het ons geskape na sy beeld, en na sy gelykenis. Hy het nie die engele so gemaak nie, hy het nie die diere so gemaak nie, hy het ons so gemaak, in te skakel by hom. Ons sien hoe hierdie Psalm ons leer om daagliks in God se teenwoordigheid te lewe. Daagliks in God se teenwoordigheid. Dawid het God gesoek. Hierdie Psalm 15 is 'n Psalm van ondersoek en instruksie. Marius, hoekom plof hy heeltyd so? Miskien 'n klein bietjie sagter sit dat ek hom nader aan my mond kan hou. Psalm 15 vers 1, Psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Dawid vra 2 eenvoudige vrae. Hy vra 2 eenvoudige vrae. Here, wie mag vertoef in u tent? Die Afrikaanse Nuwe Vertaling sê, wie het die reg om in u woonplek te kom? Here. En die King James sê, Lord, who may dwell in your sanctuary? Wie mag daar wees? Wie mag woon op die heilige berg, is die volgende vraag. Die Nuwe Vertaling sê, wie mag op die heilige berg vertoef? Ek wil vertoef. Ek wil vertoef by die Here. Glo jy ook? Ek wil vertoef by die Here. In Engels sê King James, who may live on your holy hill? Wie kan daar lewe? Deur Christus het ons die voorreg om daar te kan wees. Hoekom? Want God het ons reg verklaar voor hom. 2 of 3 weke terug het ek gepreek oor geregtigheid. Hoe God se geregtigheid vir ons gegee word. Hy vat ons sonde en hy gee ons sy geregtigheid. En daarby kan ons bly staan. Hierdie 2 vrae word deur Dawid gevra om uit te vind hoe hy en natuurlik ons 'n dieper verhouding en ervaring met God kan hê. As ek vanoggend moet vra vir jou hand wil opsteek, wie wil 'n dieper verhouding met God hê? Dan wil ek dit ook hê. As ek kyk na die wêreld en sy dinge, daar's soveel gemors, daar's soveel nood, daar's soveel pyn, maar ek wil by die Here wees. En wanneer ek by die Here is, kan hy deur my werk na ouens wat seer het. En ek kan ook my eie seer regmaak en help. Dawid soek 'n manier om by God te wees, naby hom te wees. Dawid kon nie in die allerheiligste ingaan nie. Hy was nie 'n priester nie. Net die priesters kon in die heilige deel ingaan om die brode te vervang en die lig aan te hou. Maar net die hoëpriester kon in die allerheiligste ingaan 1 keer 'n jaar. Om vir homself en die volk versoening te doen. Dawid wou daar wees, maar hy kon nie daar wees nie. Maar ek en jy kan daar wees. Wat 'n voorreg, ek en jy kan daar wees. Ek vra vir jou 2 vrae. Is dit ook my en jou verlange om by God te wees soos Dawid hier vra? Is dit my verlange? Regtig my verlange? Wil ek in sy teenwoordigheid lewe, daagliks ononderbroke, onverbroke gemeenskap met hom te hê? Dis maklik om net te sê ja. Maar dit is nie so maklik nie. Want daar gebeur dinge in ons lewens en in die wêreld om ons, wat alles in hulle vermoë doen om ons weg te trek van die Here af. Kyk wat sê Psalm 42 vers 1. 42 vers 1. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Dis 'n liedjie wat ons ook sing. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Ek smag na die Here, na sy teenwoordigheid. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Wanneer? Paulus kom in Filippense 3 vers 8 sê hy, ja waarlik, ek ag ook alles skade
om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Paulus het alles opgegee. Sy hele lewe het hy opgegee vir die Here. Johannes gee Jesus se gebed in Johannes 17 en vers 3 sê hy, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat U gestuur het. Dit is die ewige lewe, ouens, is om God te ken en Jesus Christus te ken, en in hom Christus te wees. 1 Johannes 1 vers 3, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Gemeenskap, die woordjie gemeenskap met God te kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Die woordjie gemeenskap in Engels is fellowship. Dit is 'n baie mooi woord, fellowship. As jy getroud is, het jy en jou vrou fellowship. As jy kinders het, dan het julle fellowship. Daar's verhouding wat gebou word elke liewe dag. Ons het verhouding met mekaar hier. Ons moet tyd maak vir studie en lees van die woord. Jy moet tyd maak om die Bybel te lees en die Bybel te studeer. Jy moet. Dis jou kos. Iemand sê nou die dag, of hoor ek nou die dag, hy sê, maar hy onthou nie wat hy lees nie. Nou kan ek jou vra, kan jy onthou wat jy 2 weke terug geëet het? Enige iemand? Nee, ons onthou dit nie. Maar wat doen daai kos? Daai kos absorbeer ons in ons liggaam en dit gee ons krag. Ons gaan aan. Al onthou ons nie wat ons geëet het nie. Lees die Bybel, want dit gee jou gees krag. Al onthou ek jy nie elke dag, elke nuwe ding wat jy gelees het nie. Hou aan lees. Hou aan leer. En bid. Dis die 2 goed wat God van ons verwag, om by hom te wees, naby hom te wees. Verder moet ons heilig lewe. Ek het al baie daaroor gepreek en Pastor Konrad het verlede week daaroor gepreek, om heilig te lewe. Ons grootste vyand is nie die duiwel nie. Ons grootste vyand is die sonde wat ons doen. Ja, dit kom van die duiwel af. Maar ek en jy het vandag die Heilige Gees wat in ons woon. En ons kan in oorwinning lewe. Ons moet in oorwinning kom. Maar eendag as die Here terugkom, sal hy ons vir altyd vrymaak van sonde. As jy deur die psalms lees, veral wat Dawid geskryf het, dan sal jy sien hoe soek hy troos en skuiling, beskerming, leiding, geselskap en verskeie ander dinge. Hy het 'n verhouding met die Here. Daar's van daai psalms wat hy rowwe goed sê en op 'n rowwe manier sê. Dan dink ek by myself, wow. Hy sê ding eintlik lelik. Maar dis die verhouding wat hy met God het. Waar anders kan ons soveel tyd spandeer en 'n rendement kry as juis by God? Wanneer jy tyd by God spandeer, vloei daar 'n seën na jou toe. Na jou gesin toe. Na jou werk toe, na ons gemeente toe. As ons na Christus kyk, wat hy bereid was om vir ons te doen, kan ons nie anders om dankbaar te wees nie. Ek het nie genoeg woorde om God te beskryf nie. Ek het nie geleer op skool lekker wat ek moes geleer het nie, want ek het nie die byvoeglike naamwoorde om na God toe uit te reik nie. Weet nie van jou nie. Maar daar is net te min woorde om hom te eer. Daai was die inleiding. Punt 1. Hoe om onberispelik, in Engels blameless, regverdig en heilig voor God te wandel op 'n daaglikse wyse.
Dawid wil graag so wyse wandel, en ek ook, glo jy ook. Psalm 15 vers 2 sê, en hy wat opreg wandel, en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. 3 dinge. Jy sal sien, ek gaan 11 noem. 3 dinge. Eerste een is om opreg te wandel. In die nuwe vertaling sê onberispelik. Jy kan niks sê oor wat hy doen nie. Dis onberispelik, dis opreg. Nou net die woordjie opreg sê al klaar vir jou met die regte gesindheid hê. Opreg wees. Ek het die laaste 4 tot 6 maande deur 'n ding gewerk in my eie lewe om opreg te wees met 'n ding. Om 'n gesindheid te ontwikkel waar ek die Here sal eer as ek daai spesifieke ding moet hanteer. Met die regte gesindheid. As jy nie die regte gesindheid het nie, jy kan 'n ding sê, veral in 'n huwelik. Kan jy vir jou vrou of jou man iets sê, maar as jy nie die regte gesindheid het nie, sal hy of sy baie gou vir jou sê, jy's nie opreg nie. Is ek reg, ouens? Ja. Psalm 119, vers 7. Ek sal u loof in opregtheid van hart, as ek u regverdige verordeninge leer. Wanneer jy in God se woord is, en jy lees sy woord, en jy bestudeer sy woord, is jy besig om God te aanbid. Ek sal vir jou sê wat ek doen. Ek het 'n klomp psalms, mooi psalms, ek het deur die hele psalms gewerk, en ek het hulle gekopie en paste op my rekenaar in 'n dokument. En soos ek tyd kry, probeer dit elke dag doen, lees ek daai psalms deur. En ek aanbid God met daai psalms. Ek gee sy woord vir hom terug. Nie net psalms nie, ook ander skrif. Dis wat jy kan doen om God te eer. Psalm 51 vers 6. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Die Here verwag opregtheid. Hy verwag 'n gesindheid van liefde. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê dat ek moet lewe. Diep in my binneste moet ek weet hoe om te lewe tot God se eer. Wat 'n voorreg is dit nie net om te weet dat die Heilige Gees in ons woon nie. Hy het gekom om die woord van God aan ons oop te maak en ons te leer en ons te lei en te help. Die tweede ding wat Dawid hier sê is om geregtigheid te doen. Met ander woorde, doen wat reg is. Geregtigheid te doen. Ons het al baie hieroor gepraat oor praktiese geregtigheid oftewel heiligmaking. Ons het al baie daaroor gepraat en baie daaroor gepreek en ek glo in die tyd weet jy dat jy die geregtigheid van God in Christus is. Ek glo in die tyd weet jy dat die Heilige Gees is wat jou help om heilig te lewe. Want ons het dit al soveel keer verduidelik en soveel keer gepreek dat tot ek dit nou al weet. En dis waar ons vashou. Ons kan nie anders om met God fellowship te hê nie en dan regverdig heilig te lewe voor hom en vir hom nie. Ons kan nie anders nie. Dis waar jy vertoef by die Here ons God. Romeine 6 vers 17 tot 19 lees ek gou vir ons. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Vry van sonde, het ons diensbaar geword aan geregtigheid, heiligmaking. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakhede van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, dieselfde effort wat jy ingesit het om sonde te doen, om saam met die pelle te kuier, om rugby te kyk, of 'n fliek te kyk, maak nie saak wat jy doen, daai selfde effort, so moet julle nou, julle lede diensbaar stel,
aan geregtigheid tot heiligmaking. Met dieselfde moeite wat jy doen om die wêreldse dinge besig mee te wees. Van daai selfde moeite en sit dit in God se woord in. Sit dit in jou verhouding met God in. Verander jou gesindheid, vertrou die Here om jou hart te deursoek. Die derde punt is, wat met sy hart die waarheid spreek. Hier is 'n seer een, want die hart is bedrieglik. Hoor wat sê Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Dis net so, en jy lieg. Dis net so of jy dink sleg. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart en toets die niere, om dan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Ons werk nie om die ewige lewe te beerf nie. Ons werk ook nie om ewige lewe te behou nie, want Jesus is ons geregtigheid en hy is ons heiligmaking. Dit wat hy gedoen het is genoeg. Maar uit ons verhouding met God begin ons goeie werke doen. Ek wil nie meer sonde doen nie. Ek wil nie verkeerde goed dink en sê en doen nie. Ek wil die Here eer. Ek wil die Here please, as ek dit so kan sê. Psalm 112 vers 7. Hierdie vers het ek eendag gelees. En die Here praat met my en hy sê, hoe kan jy sleg bedoel as jy close aan iemand is? Ek werk met mense wat baie naby my is. Hoe kan ek teen hulle sleg praat? En ek het dit aan myself bewys, gaan vra vir Almarie. As iemand by my gewerk het en ek begin negatief van daai persoon praat, dan het hy bedank of sy bedank nie baie lank van daar af nie. Maar ek het dood gespreek in daai verhouding. Psalm 112 vers 7 sê, hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Ek vrees nie slegte tyding nie. My hart is gerus, vol vertroue op die Here. Dan gaan ons aan na vers 3 van Psalm 15. Dan sê hy wat nie rondgaan met laster op sy tong, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. Anders hy beledig nie. Nog drie dingetjies wat ons hiervan lees. Nommer 4. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. Jakobus stel dit baie mooi, Jakobus 3. Luister mooi. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam. Nie net my liggaam nie, maar die liggaam van Christus. Besmet die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel uit aangesteek. Maar die tong kan geen mens stem nie. Vers 8. Dis 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Vers 9. Daarmee loof ons God en die Vader. En daarmee vervloek ons die mense wat na sy gelykenis gemaak is. Na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders en susters, behoort nie so te wees nie. As jy regtig 'n verhouding met die Here het, gaan jy moet begin waak wat jy sê. Want 'n mens kan nie net sê wat jy wil nie. Hoe maklik praat ons nie net sleg van politieke leiers nie. En dit is so, hulle maak droog. Maar kom ons bid vir hulle. Kom ons vertrou die Here met volgende jaar se verkiesing. Kom ons begin bid vir daai verkiesing. Want dit is God in elk geval wat hulle in posisie stel, wat toelaat dat hulle inkom, nie inkom nie.
Die 5de punt wat Dawid hier maak is, sy vriend geen kwaad doen nie. Sy vriend geen kwaad doen nie. Luister hierdie awesome skriffie. Spreuke 3 vers 29. Bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Moenie onheil bewerk teen jou naaste wat by jou werk, of by jou woon, of in jou diens, saam met jou die Here dien nie. Moenie onheil bewerk nie. Vers 29 in die nuwe vertaling sê, moenie kwaad teen iemand beplan nie, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Moenie kwaad beplan nie. Ek wil sê, dis onmoontlik om God lief te hê en jou broeder en suster te haat. Jy sal moet gaan kyk na jou gesindheid. As jy iets teen jou broer en jou suster het, daar's 'n balk in jou oog. Dan haal die balk uit, dan sal jy die splint makliker kan uithaal by ander ouens. Daar's 'n balk in jou oog, tussen jou en God. Nommer 6, geen smaadrede of belediging uitspreek teen sy naaste nie. Ons het gesien wat Jakobus sê van die tong. Paulus gaan in Kolossense 3 vers 8 sê hy, maar nou moet julle ook alles af lê, naamlik toorn, woede, kwaad, woede, boosheid. Dan kom hy by laster en skandelike taal uit jou mond. Dit is nie net vloek nie, dis skinder en negatief praat van jouself en van die mense om jou, van jou geliefdes. Die Here verdra nie laster en skinder nie. Reeds in die Ou Testament waarsku hy in Eksodus en Levitikus waarsku hy daarteen. Neem notisie daarvan vanmôre. God sal ons nie seën as ons onsself daarin skuldig maak nie. Hoe maklik praat ons nie net negatief nie. Waak daarteen. Waak daarteen. Iemand wat in God se teenwoordigheid lewe en wandel, sal nie eens oorweeg om iets twyfelagtig te sê nie. Bly stil. Ek maak 'n lys van 6 dinge wat God haat. 6 dinge wat hy haat. Eerste een is die leuenagtige tong. Die tweede een is hande wat onskuldige bloed vergiet. Ouens wat abortus sommer net toelaat en doen. 'n Hart wat onheilsplanne beraam. Ons het nou gesien hier. Ons met ons vriende en ons familie en ons mense om ons reg optree. Die vierde een, voete wat haastig na kwaad toe loop. Een wat valse getuienis, valse leuns uitstrooi. En die laaste een, tussen broeders tweedrag saai. God haat hierdie dinge. En jy kan nie verwag om met hom verhouding te hê en jy doen hierdie tipe goed nie. Die Here praat met my, Psalm 15 is nie vir jou vanmôre alleen nie, dis vir my ook. Die Here het met my gepraat vir 2 volle dae terwyl ek voorberei het. En het ek besef, in die tyd wat verby is, hoe ek die Here gemis het. En hoe maklik dit is om hom te mis. Psalm 15 vers 4. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. In wie se oë die verworpene veragtelik is. Baie gelowiges diskwalifiseer hulle self om in 'n noue gemeenskap met God te leef. Omdat hulle goddelose mense bewonder, of ten minste hulle gedrag verskoon. Ons kyk op na goddelose mense baie keer, veral ons tieners en ons kinders. Daar's helde waarna opgekyk word. Dink maar aan sportsterre en moviesterre. Dink maar daaraan.
Ek wil amper sê, hoe veraf God party mense daai ouens? Baie van hulle spot met trots, met hulle boosheid en perversies. En die media en algemene publiek absorbeer hierdie vuil detail. Gaan kyk mooi na 'n man of 'n vrou se lewe, alvorens jy daai ou in jou lewe 'n God verklaar, met 'n klein g. Pas op. As ons God se heiligdom wil binnegaan, en in sy teenwoordigheid wil lewe, sal ons nie goddelose bewonder en met hulle assosieer nie. Jy sal God bewonder en met hom assosieer. Nommer 8. Maar hy eer die wat die Here vrees. Hy eer die wat die Here vrees. Diegene wat in die vrees van die Here wandel, mense wat God eerbiedig en in gehoorsaamheid aan hom leef, staan in skerp teenstelling met veragterlike sondaars. Hierdie selfde mense wat ek nou van gepraat het. Eer die Here en vrees die Here. Vergeet van hulle. Vergeet van hulle lewenswyse. Hou op om te wens, jy was ook so. Of jy het ook so 'n kar gery of in so 'n huis gebly. Hou op daarmee en fokus op die Here. As hulle met die Here wandel, sal ons goed doen om by hulle te leer en nie soos hulle te wandel nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 11:1 sê hy, wees dan my navolgers, soos ek van Christus. Wees Paulus se navolger, soos hy van Christus. Jy weet, julle ken Paulus se storie, hoe hy die kerk vervolg het en mense hulle doodmaak het en in tronke gegooi is. Maar kyk wat die Here in sy lewe gedoen het. Kyk hoe sy lewe gedraai. Paulus gaan en Jesus verskyn aan Paulus. En hy begin om die evangelie van Christus te leer. Hy leer hom wat die evangelie is. Dit het nog nie bestaan voor die tyd nie. Jesus het die koninkryk van God verkondig, maar die detail van die koninkryk en die evangelie het Jesus aan Paulus geopenbaar. En Paulus het dit neer gaan skryf en ek en jy kan daai openbaring vandag lees en daarin lewe. Punt nommer 9. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Mense met beginsels en integriteit is eerlik met hulle handelinge. Jou woord is jou eer. Hy sê duidelik daar, hy gesweer het, verander hy nie. Al is dit tot sy skade. In elke situasie moet ons heeltemal eerlik en openhartig wees oor die feite waarin ons is. God sien ons harte. Hy toets ons niere. Hy weet wat in ons binnekant aangaan. Psalm 15 vers 5 gaan hy aan en hy sê, wat sy geld nie op woeker gee op woeker, of teen rente uitleen. Geen onkoop geskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. So nommer 10 wat Dawid hier sê is, wat sy geld nie gee op woeker nie. Hy leen nie uit teen rente nie. Spreuke 11 vers 18, hoor hoe mooi is hierdie skrifgie. Die wins van wat die slegte mens maak, hou nie. Die wins wat die slegte mens maak, hou nie. Wie volhou om reg te doen, hy kry blywende beloning. Waar sit jy jouself vanoggend in hierdie versie? Gaan niks daaroor sê nie, dis jou wat dit met die Here moet gaan uitsorteer. En vanoggend toets ons jou gesindheid en my gesindheid. En ek wil nie jy moet dink ek preek oor sonde vanmôre nie, want ek preek nie oor sonde nie, ek preek om hoe om 'n God se teenwoordigheid te wees. Maar ons sal hierdie goed moet uit ons lewens uitkry wat nie reg is nie.
Ware geregtigheid sal nooit ander uitbuit in tyd van nood nie. Nooit nie. Ek gaan lees wat ek hier skryf. Net so, as ons werklik omgee, sal ons hulpbronne gebruik om ander te help. Nie voordeel te trek uit ongelukkige omstandighede, deur finansiële wins te maak ten koste van hulle nie. As ek dink hoe maklik die bank huise terugvat van mense wat nie kan betaal nie. Dit is nie lekker nie. Dat ek nie verder daaroor praat nie. En nommer 11 dan, geen onkoop geskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy werk nie onder die tafel nie. Spreuke 15 vers 27. Wie hom verryk ten koste van ander, maak dat sy gesin verstoot word. Wie onkoop geskenke weier, sal lewe. In die besigheid het ek al by plekke gekom, waar ek kan hoor hoe praat, hy vra dit nie direk nie, maar ek hoor soms so met 'n draai, hy soek iets onder die tafel. En mag die Here my help, dat ek nooit dit sal aanvaar nie. Ek het nog nooit nie, en ek glo, die Here gaan my help om dit nie te aanvaar nie. 'n Persoon met integriteit is nie te koop nie. 'n Persoon met integriteit is nie te koop nie. Hy of sy kan nie gekoop word of beïnvloed word deur die belofte van wins of 'n finansiële of andersins nie. Jy kan my nie omkoop nie. En dan kom hy op die einde en hy sê, hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Soos ek sê, ek preek nie oor sonde vanmôre nie, ek preek oor hoe om daai sonde te oorwin en by God te vertoef. Vertoef beteken jy's daar. Jy vertoef by die Here, jy is daar. Hierdie deugde wat ons hier genoem het vir God, is belangrik vir God en word vereis vir almal wat in sy teenwoordigheid wil lewe in 'n noue gemeenskap met hom. Oortredinge van hierdie deugde verbreek jou gemeenskap met die Vader. Ek dink na hierdie preek, en ek sal hom tog die groep sit, dat jy hom weer kan gaan deurlees. Psalm 15 het net 5 verse. Ek is daarom seker, as ek jou mooi vra nou, dat jy vandag weer Psalm 15 gaan lees. Aandagtig. Is net 5 verse. En ek vra mooi, gaan lees dit weer en besef hierdie dinge. Gelukkig kan die Heilige Gees wat in ons woon, hierdie vleeslike gesindhede en dade verander. Jou vlees sal nooit gered word nie. Jou vleeslike sondige natuur moet doodgemaak word deur die werking en krag van die Heilige Gees. Eendag, wanneer Jesus terugkom en ons word opgewek of verander, sal ons liggame verander word in verheerlikte liggaam. En sal die Here ons verander. Dit is noodsaaklik dat ons hierdie groot beginsels van hierdie Psalm onthou, want ons word daagliks versoek om sommige van hierdie beginsels te verdraai. Dit is so maklik, en jy val in 'n gat van skinder, of negatief, of 'n vingerwys. So maklik. Ons vra die Heilige Gees vanoggend om ons te help om in die Gees te wandel. Hoofletter Gees. Want Galasiërs 5 vers 16 sê, as jy in die Gees wandel, sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Pastoor Konrad het verlede week gepraat oor vlees. Hy het gepraat uit Romeine 7 en 8. Luister weer na daai boodskap. Die waarheid van heiligheid, wat heiligheid voorbring, is die waarheid van God se woord. Johannes 17 vers 17, hy sê, heilig hulle in die woord, die woord is die waarheid.
Heilig hulle in die woord. Die woord is die waarheid. Ek gaan afsluit deur weer Psalm 15 te lees. En ek glo na die verduideliking van hierdie Psalm, gaan jy meer verstaan as ek nou lees hier. So kom ons lees Psalm 15 nog 'n keer. 'n Psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong, en sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker, en geen onkoop geskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Amen. Ek vra mooi, gaan lees hierdie Psalm, gaan jou môre vra of jy hom gelees het, en jy mag nie jok nie. OK. Dis dalk 'n harde boodskap hierdie vanmôre, maar dit gaan vir my oor, wil jy by God vertoef? Wil jy by God wees? Wil jy alles wat jy doen vir hom doen? Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, U is regverdig, U is heilig, heilig, heilig. Here Jesus, U het gekom en vir ons gesterf aan die kruis. Heilige Gees, U is uitgestort op Pinkster en U het in ons kom woon. U het ons wederbaar deur die woord van God. U het vir ons gehelp, Here, om elke dag te verstaan waaroor dit gaan. En my gebed vir vandag is dat hierdie gehoor en hulle wat op die internet gaan kyk, dat hulle Psalm 15 weer sal gaan lees en 'n paar keer gaan lees, Here, hardop sommer. Dat ons kan begin verstaan wat dit is, wat in Dawid se hart was toe hy gesê het, Here, wie mag vertoef op U heilige berg? Ons wil by U vertoef, Here. Help ons om dit reg te kry. Help vir ons, seën vir ons. Bring ons in 'n plek waar ons veilig is in U hande. Dat ons dit sal weet, Here. En dat ons lewe so sal inrig, dat U verheerlik word. Dankie, Here, vir hierdie geleentheid wat ons gehad het. Ons eer U, Here, want U is so goed. Dankie dat ons U kan ken. Dankie dat ons kan weet, U is lief vir ons bo alles. Dankie, Here. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Help ons om in die vrees van die Here te lewe. Ons reik uit na U vanoggend in Jesus naam. Amen.
voel die reën van die liefde en die wind van die gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Voel die reën van die liefde en die wind van die gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Laat het reën, laat het reën, maak oop die hemelse sluise. Laat het reën, laat het reën, reën toch oor ons, o Here. Voel die reën van die liefde en die wind van die gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Voel die reën van die liefde en die wind van die gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Laat het reën, laat het reën, maak oop die hemelse sluise. Laat het reën, laat het reën, reën toch oor ons, o Here. Laat het reën. Prys die Here. Ek is nie seker die Shamaine is daar tee en koffie, weet jy? Daar is tee en koffie vandag. En Pieter gaan nie voorhoes vir ons wat Bible College wil bywoon volgende jaar. Kom gee gerus jou naam op. Ons gaan nie meer detail 'n bietjie later gee. Ons prys die Here dat hy so goed is vir ons. Kom ons sluit ons oor, dan sluit ons af. Dierbare Vader, dankie dat ons in die teenwoordigheid kon wees vanmôre. Hoe wonderlik is nie net om U te ken, Here. Wat 'n voorreg is dit nie net, te weet U is die God wat lewe en onderhou ons deur die woord van U krag. U het alles geskape, Here, en U onderhou dit deur die woord van U krag. Dankie, Here, dat U so goed is vir ons. Dankie ook vir die reën daar buite, Here. Dis wonderlik dat ons hierdie reën ontvang. Ons bid ook daar waar dit nog droog is, Here, en daar waar die damme moet volkom, dat U ook daar sal help, Here. Dankie dat ons hierdie week in U hand kan plaas, die res van vandag en hierdie week in U hand kan plaas met die hoop en die vertroue, dat ons op U kan vertrou en kan weet, Here, U gaan ons help. Want U woord sê, U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. En die woord sê, niks kan ons uit U hand uitruk nie, Vader. En dan herhaal U dit, Jesus, niks kan ons uit U hand uitruk nie. En so sit ons lewens in U hande vandag. En ons vertrou U. In Jesus naam. Amen. Geniet die dag verder, ouens.